Goeiemôre Handelinge Gemeente en baie welkom by vanoggend se aanlyn erediens. Mag die Here jou ryklik seën vandag met die boodskap in hierdie adventtyd, die opbou en die verwagting, die aankoms van Jesus Christus se geboorte. Amen. Vandag gaan ons lees uit Matteus 2 met die tema wanneer wyses buig. Wat het dit beteken toe die wyse manne of die sterrekenners voor Jesus kom buig het? Dis 'n baie spesiale gebeurtenis en alles wat rondom Kersfees, hierdie geboorte van Jesus gebeur het baie spesiale betekenis vir ons. Daar's 'n Afrikaanse slagspreuk en dit sê, vat dit van wie dit kom. En dit beteken dat woorde het waarde op grond van wie dit is, wat dit aan ons sê. So dan moet ons die vraag vra, wie was hierdie wyse manne? Wie was hierdie sterrekenners? So ons weet dat die sterrekenners uit die ooste gekom het. Dit kon dalk Egipte of Babylon gewees het. En hulle was nie Jode nie. Hierdie was mense wat die sterre bestudeer het en spesiale kennis gehad het oor hoe sterre werk. Hulle het ook geglo in daardie dae dat is 'n unieke ster beteken die geboorte van 'n held vir 'n era soos Alexander the Great. Daar was ook 'n spesiale ster het hulle gesê met sy geboorte en daarom toe hulle hierdie unieke ster sien aankom, het die sterrekenners geweet hierdie moet 'n betekenis hê. Met al die navorsing wat hulle gedoen het, het hulle uitgevind, dit voorspel die geboorte van die koning van die Jode, wat sal kom om die Jode te verlos. En hulle het toe mooi gekyk hoe die ster beweeg, totdat hy mooi min of meer na 'n rigting toe gaan en gaan stil staan, en hulle het toe die tyd geneem om tot daar te reis. Nou as ons moet kyk of van Babylon of van Egipte tot by Bethlehem, was oor die 200 kilometer. Dit sou hulle per voet, sou dit hulle meer as 'n maand geneem het om daai reistog aan te durf. En nog iets wat vir ons sê dat die sterrekenners so belangrik was, is dat hulle aankoms in die dorp het dadelik die koning se aandag getrek. Die koning was so verras dat hulle daar was en so nuuskierig oor wat dit beteken, dat hy die priesters en die hoofde van die families saamgeroep het om meer inligting in te samel, om te bevestig of dit waarvoor hulle hier is werklik waar kan wees. En dan lees ons in Matteus 2, hulle haal aan. En jy Bethlehem in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste nie onder die regerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom wat my volk Israel as herder sal lei. So die priesters het almal aan die koning bevestig dat hierdie koms van die koning werklik hulle koning is. En koning Herodes het toe nou maar gemaak asof hy ook belangstel en vir die sterrekenners gevra, as julle hom vind, kom laat weet my sodat ek ook aan hom geskenke kan bring. Maar dit was nie werklik waar nie en die Here het dit in 'n droom aan hulle openbaar en op grond daarvan het die sterrekenners na die besoek by Jesus aanbeweeg en nooit vir Herodes gesê dat hulle hom gevind het nie. So wat gebeur wanneer hierdie sterrekenners dan by Jesus aankom? Die Matteus 2 verduidelik dat toe hulle aankom, was hulle spontaan gevul met vreugde. Die Here het hulle aangeraak, die teenwoordigheid van die Here het alles by hulle kom verander. Dit sê vir ons dat wanneer ons die teenwoordigheid van die Here binne tree, dan kan ons groot vreugde ervaar. Volgende het hulle hom gesien. En toe hulle hom sien, toe kon hulle nie anders as om te erken dat dit werklik die seun van God is nie, en daarom het hulle neergekniel en hom aanbid. Mense wat voorheen nie in Jesus geglo het of 'n Jood was nie,
erken hierdie koning as 'n God. Hulle buig voor hom neer en hulle bring vir hom baie kosbare geskenke. En die kosbaarheid van die geskenke beklemtoon die waarde wat hulle aan hierdie kind kom heg. Wat sê dit nou vir my en jou? Wat beteken dit wanneer wyses buig? Wanneer die wyses buig, dan leer ons dat God so goed is, God so vol liefde is, dat sy goeie plan van redding van die begin af vir almal was, nie net vir die Jode nie. En daarom sluit hy die sterrekenners in op hierdie reis. Van die begin af het hy dit aan nie Jode openbaar dat 'n ster sal kom. Aan Balaam en die donkie. En daardie ster het gekom, dit is vervul. En so het mense wat nie eers Jode was nie, toe hulle in die teenwoordigheid van Jesus kom, geweet, dit kan nie anders nie, dit moet die seun van God wees. Hulle het gebuig. En dit sê vir ons dat God van die begin af vir almal wou insluit by hierdie plan van redding. Die Jode, die nie-Jode, die slimmes, die donkie selfs. God se liefde is so groot. Ons moet dit nie vir 'n oomblik onderskat nie. Wat 'n laaste ding wat ek en jy nog by ons kan dra? Hierdie wyse mense het baie kennis gehad. En hulle het studies gedoen, hulle het interessante belangstellings gehad, maar hulle is beskryf as wyses. En in Jakobus 1 lees ons dat as ons werklik wysheid wil hê, om in hierdie lewe moeilike besluite te kan maak, dan nooi die Here ons uit om hom daarvoor te vra. En hy sê, as jy wysheid nodig het, kom, vra my, want ek gee dit vrylik aan almal wat dit nodig het. In hierdie Kerstyd, wanneer ons nadink oor die geboorte van Jesus, wat ons onthou dat ons verlosser vir ons gekom het ons ook baie wysheid nodig om na ons eie lewe te kyk en te besin, hoe moet ons maak? Hoe moet ons vorentoe gaan? Hoe kan ons hierdie liefde uitleef? Hoe kan ons roeping as 'n Christen uitleef? So kom in die einde van die jaar, terwyl ons hieroor nadink, nooi die Here in, vra vir wysheid. Vra vir die Here hoe om te maak. Wat moet jy in jou dagboek sit? Waarvoor moet jy uitkyk in die jaar wat voorlê? As jy dink aan jou kinders, as jy dink aan jou man of jou vrou, jou lewensmaat, jou huishouding. As ons dit aan die Here wil wy, vra vir wysheid. Want die Here gee dit aan almal vrylik. Die Here seën jou vandag met alles wat jy nodig het om sy naam groot te maak. In die naam van Jesus. Amen.